Goeiemôre. Vandag het ons as geloofsfamilie die voorreg om Geloftedag of Versoeningsdag te vier. Elkeen van ons het ons eie herinneringe aan hierdie dag. Ons het sekere konnektasies aan hierdie dag. My gebed vir vanoggend is regtig dat waar jy jouself bevind, of jy al reeds op vakansie is en of jy nog besig is om te werk, of jy die slaapies aftel tot die familie kom kuier, en of jy een van daai gelukkiges is wat hierdie hele vakansie moet werk, waar jy jouself bevind, is my gebed regtig dat vandag 'n besondere dag sal wees waarin ons as geloofsfamilie kan tot stilstand kom. Vir 'n oomblik in 'n baie besige woeltyd van die jaar kan kom asemhaal en tot rus kan kom by God. Vir 'n oomblik dat ons kan stil staan en 'n besonder hom kan raak sien en dat ons sy stem sal hoor en die voorreg kan hê dat hy vir ons aan sy tafel laat kom sit. Daarom wil ek vanoggend sommer met 'n storie begin wat juis vertel van stilstand en aan tafel sit. Dis 'n storie van 'n jong dame wat regtig 'n diep persoonlike verhouding met die Here gehad het, wat die vreeslikste nuus ontvang het dat sy terminaal siek was. Ons kan onsself eintlik nie eers voorstel waardeur sy moes gaan nie, maar dit het haar hele wêreld in duie laat tuimel. Maar toe die tyd so met tyd verloop, het sy besef, die nuus wat die dokters met haar gedeel het, dat sy slegs 3 maande het om te leef, gaan sy so goed moontlik gebruik. Sy gaan die meeste daarvan maak. En sy het begin deur om vir 'n oomblik tot stilstand te kom, en eintlik net 'n lysie te maak en te sê, waaraan wil sy juis haar tyd spandeer. En interessant, as jy na daai wenslysie kyk, dan sal jy sien, een van die belangrike dinge wat sy graag in hierdie tyd wou spandeer, was om by haar predikant uit te kom en seker te maak dat hulle bespreek haar begrafnis. En sy het nog 'n paar versoeke gehad. Maar wat die interessantste was van die klomp versoeke is, die laaste versoek wat sy met haar predikant gedeel het, is dat sy verskriklik graag met 'n vurk in haar hand begrawe wil word. Toe sy dit vir haar predikant noem, kon sy eintlik sommer op sy gesigsuitdrukking sien, dit maak vir hom glad nie sin nie. En toe sê sy, maar kom ek verduidelik, ek wil graag. Sy vertel dat sy 'n spesiale band met haar ouma gehad het. En dat haar ouma vir haar op 'n stadium die volgende storie vertel het. Sy vertel, haar ouma sê dat sy verskeie kere by kerketes was. En verskeie kere sê sy, as sy by die kerk gesit het en hulle die hoofmaaltyd klaar geniet en die mense het begin om die borde op te neem, dan klokslag, sê sy, het iemand altyd oorgeleun en gesê, hou jou vurk, want die beste kom nog.
Sy sê die dag met haar begrafnis, dat wanneer die mense die kans gaan kry om haar veroulaas te kan kom groet, daar waar sy in die kus lê, en sy hou dan hierdie vurk in haar regterhand vas, en natuurlik gaan almal dieselfde uitdrukking hê as die predikant, dan wil sy so graag hê dat die predikant asseblief vir hulle sal verduidelik, hoekom het sy 'n vurk in die hand? Dat sy as 'n ware wil sê met haar dood, dat hou vas jou vurk, die beste kom nog. Nou vandag, waar jy jouself ook al mag vind, wil ek graag 'n gedeelte lees waar Petrus kom en hy skryf vir die gemeente in Klein-Asië en hy kom sê dieselfde boodskap. 'n Gemeente wat hulle self in 'n baie moeilike tyd bevind. Hulle was reg oor die wêreld versprei. Hulle het baie moeilike omstandighede gehad en hulle was regtig oorweldig, soos hierdie arme jong dame was. En dan kom Petrus en hy kom sê vir hulle, hou vas julle vurk. Wat eintlik ongelooflik is, die manier hoe hy dit vir hulle verduidelik, is deur vir hulle te vertel van blydskap. Nou vir ons maak dit eintlik glad nie sin om te dink, jy gaan deur iets moeiliks, en die oomblik as jy tot stilstand moet kom, die oomblik as jy daai wenslysie moet maak, daai oomblik as jy moet sê, waaraan gaan ek my tyd spandeer as ek net 'n gegeewe tyd het, waarop gaan ek my fokus plaas? Blydskap. Maar dis die boodskap wat Petrus juis vir die gelowiges bring. En mag dit, as Petrus vir hulle sê, hou vas jou vurk, mag dit dieselfde boodskap vir ons vandag wees. As ons in 'n besige tyd van die jaar is, ons is redelik lam gelê so aan die einde van die jaar en ons is kinderlik opgewonde vir die vakansie wat voorlê, vir Kerstyd saam met familie, dan moet ons ook erken, baie kere die wêreld getuig van blydskap, maar ons voel dit nie noodwendig hier binne nie. Mag ons in hierdie tyd kom stil staan, mag ons God se stem hoor, en mag ons hoor, hy kom sê vir my en vir jou, hou vas jou vurk, van die beste kom nog. Ek lees graag vir ons uit 1 Petrus vanaf vers 3. 1 Petrus 1 vanaf vers 3 tot 6. En hoor, ongelooflik mooi is dit. Petrus sê vir die gelowiges, lofwaardig is God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons lewende hoop mag hê en op 'n erfenis wat nooit vergaan nie, of besmet word of verwelk word nie, en wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word. Hoor vers 5 en dis so mooi. Ja, vir julle wat deur julle geloof deur die krag van God bewaar word vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. En dan skryf hy weer, jubel hieroor, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerhande beproewings gegaan het en bedroef wees. Vanoggend kom Petrus en hy kom herinner ons eintlik om te sê, hou vas jou vurk, van die beste kom nog. En hy doen dit met 3 treffende maniere wat hy vir die gelowiges in Klein-Asië kom bevestig het, dat maak nie saak hoe hulle omstandighede lyk nie, maak nie so oorweldig hulle is nie, fokus net op God. Die eerste ding wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte is, die gelowiges word eintlik gekonfronteer om te sê, aan wie se etenstafel gaan sit jy? Op daardie stadium is dit oorweldigend. Die gelowiges beleef 'n baie moeilike tyd, juis omdat hulle in God glo en hulle word uitgestoot. En hier kom Petrus en hy kom sit in hierdie oorweldigende tyd die fokus terug op God. En hy sê, daar's verskeie tafels waar jy kan gaan aansit, maar weet jy wat? Soek God se tafel. En sien hoe God die gasheer is, die een wat vir jou die tafel gedek het, om te kom aansit by sy tafel. Gaan fokus op hom. Dit is my so mooi, ons lees in Psalm 23, hy ontvang jou met hartlikheid. Hy is die eregas wat jou ontvang. En hier hoor die gelowiges in hulle moeilike omstandighede, dat hulle juis moet gaan fokus op God. Hulle moet hulle vreugde gaan vind in God. Hy moet daai blydskap in hulle hart laat leef. En dit laat my ongelooflik dink aan die woorde van Nehemia. In Nehemia 8 vers 11 skryf op 'n stadium vir Israel, wat eintlik in soortgelyke omstandighede is, dan sê hy vir hulle, en ek sê dit sommer eers in Engels,
Nehemia 8 vers 11 staan daar, the joy of the Lord is your strength. Hoe mooi is dit nie? Hy sê dit eintlik meer treffend in die Afrikaanse weergawe as hy sê, die vreugde van die Here, dit is julle toevlug. En dis wat daai gelowiges moes hoor, en ons ook vandag. Kom sit by God se tafel. Hy is teenwoordig. Laat hy jou ontvang soos 'n eregas, maar raak bewus van hom. Die tweede ding wat vir my in hierdie gedeelte uitstaan, as ons gesels oor die etenstafel is, en ons sê dit baie vir ons kinders, is, jy kan eers nagereg kry as jy jou kos opgeëet het. Nou dis wat die gelowiges in hierdie gedeelte ook eers moes hoor. Hulle moes eers hulle kos opeet. En ongelukkig, in daardie stadium was die hoofgereg wat die gelowiges in Klein-Asië beleef het, nogal moeilik. Ek wil eintlik so ver gaan om te sê, hulle hoofgereg was so 'n bietjie aangebrand. Die gelowiges is vervolg vir hulle geloof. Hulle het baie teenstand beleef. En interessant, as jy die res van die Petrusbrief lees, dan sal jy sien, keer op keer kom dit uit hoe swaar hulle gekry het vir hulle geloof. En dat dit eintlik so 'n effek op hulle gehad het, dat dit hulle bedroef gemaak het. En bedroef sê vir my juist, dis teenoorgesteld van vreugde, van blydskap. Hulle hart was bedroef gewees. Nou die gebruik op daardie stadium was, dat die vroeë gemeentes, het in daardie tyd, is die gelowiges uitgestoot uit die gemeenskap uit, omdat hulle juis in God geglo het. Hulle kos was aangebrand. Hulle is verwerp uit die gemeenskap, hulle is in hulle eie oorgelaat, hulle was werkloos en hulle het regtig in armoede geleef. En enigiets wat in die gemeenskap verkeerd gegaan het, is sommer voor die gelowiges se deur gegooi en gesê dis hulle skuld. En asof dit nie erg genoeg was nie, om die kersie eintlik so ver op die koek te sit, is hulle dan ook nog letterlik vervolg. Dit is regtig moeilik om kop bo water te hou. En dan kom Petrus in hierdie gedeelte en hy sê vir hulle, hou jou vurk vas. Want wat die gebruik was, omdat hulle so vervolg was vir hulle geloof, hulle wou net laat gaan, hulle wou nie meer gelowig wees nie, hulle wil nie meer uitgestaan het nie, want dit het gemaak dat hulle ingesluit word in die gemeenskap, en hulle kan net deel vorm. Maar Petrus wil dit juis voorkom, en sê, hou vas, hou moed, hou aanglo, kom sit aan God se tafel. Moenie laat dit jou oorweldig nie. Nou, ek weet ongelukkig nie hoe jou tafel lyk, waar jy jouself bevind nie. Miskien kyk jy na jou etenstafel en jy getuig en sê, dis 'n feesmaal. Die Here is so goed vir my en ek is dankbaar vir wat ek in my lewe het. Ek ervaar vreugde, ek ervaar geluk, ek beleef die Here in my lewe. Maar miskien sit jy vanoggend daar en jy sê, ek beleef ook 'n stuk aangebrandheid in my kos. 'n Stuk aangebrandheid van stikkende verhoudings en 'n stuk droefheid in my hart. Miskien beleef jy tye by die werk wat vir jou uitdagend is en kollegas wat regtig moeilik is om oor die weg te kom. Miskien ervaar jy finansiële druk. Ons elkeen beleef 'n stuk seer en oorweldig wees in verskeie aspekte. Maak nie saak waar jy jouself vandag bevind nie. Wat se smaak in jou mond nagelaat word van hierdie hoofmaal nie. Mag jy weet en styf vashou in jou vurk en weet die beste kom nog. Mag jy weet, jy sit aan God se tafel en hy sal saam met jou hierdeur gaan. Want elkeen van ons se bord kos lyk anders. Maar die wonderlike is die Here is die een wat saam eet. Hy laat jou nooit alleen nie. Die laaste ding wat vir my uitstaan van hierdie gedeelte is, en dit sê eintlik vir my so mooi in Engels, pull up a chair. There's room for more. In vers 5 sê dit vir my so treffend as hy sê, ja, vir julle wat deur julle geloof, deur die krag van God bewaar word vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. Ons weet elkeen, dis soveel lekkerder as jy saam met mense eet. En die Here kom seën ons met medegelowiges in ons lewe.
Hy kom seën ons om nie stoksiel alleen by 'n tafel te sit nie, maar te sê daar's nog ruimte vir ander. Mag ons in hierdie tyd deel met ander. Mag ons ander deel maak van ons tafel. Mag ons saam leef en saam bewus raak van die eregas wat ons ontvang. En maak nie saak wat die bord kos is nie. Dit help as jy nie alleen dit hoef te eet nie. Mag God vir jou kom fluister in hierdie tyd dat hou vas jou vurk, van die beste kom nog. Mag jy weet, hy is die een wat beloof om eendag weer terug te kom en vir ewig saam met jou te kan wees. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Heer, vandag as dit 'n stilstaan oomblik is, waar ons geleentheid kry, Here, om in 'n warwel van oorweldig wees, vir 'n oomblik ook 'n wenslysie te kan maak, en te kan sê vir onsself, wat is die ding wat belangrik is? Waaraan wil ons aandag spandeer? Wat wil ons raak sien in al die warwel wat ons beleef? Mag ons, Here, sommer nommer 1 op ons wenslysie, U naam skryf. Mag ons U uitnodiging aanvaar waarin sê, kom sit aan my tafel. Ek ontvang jou as 'n eregas. En mag ons, Here, met wat ook al in ons bord is, keer op keer weet, U is die een wat saam met ons daardeur gaan. Mag ons ander laat bykom, Heer. Mag ons hulle help eet aan hulle bordkos. En mag ons, Here, U goedheid en U liefde beleef, dat dit vreugde bring, dat dit regtig sal getuig, Here, van ons wat met hartlikheid ontvang word. Amen.